nooi jy hom in. As hy inkom en hy woon in jou, dan is jy nooit alleen. Staan ons baie keer deur terwyl daar beloftes van God vir ons is. En ek het al herhaaldelike kere gesê dat God wil hê dat met my en met u, met elke kind van God, moet goed gaan. Nou, as ons nie 'n duiwel gehad het, 'n Satan gehad het, wat ook daar is nie, dan sou elkeen van ons nie nodig gehad om te sê, die Here wil hê dit met ons goed gaan en dat sou outomaties met ons goed gegaan het. Maar ons word elke dag, elke kind van God, word elke dag gekonfronteer deur die mag van die vyand. En ons moet versigtig wees, nie alleen om net staande te bly nie, maar dat hy ons nie beroof van dit wat God wil hê, ons moet hê nie. God is not a God of poverty. He's not a God of destruction. He's a God of victory, total abundance in Christ. Die eerste skrifgie wat ek, as ons kyk na Matteus 4, gaan so, hele paar plekke in die woord deurgaan, in Matteus 4, ook Johannes 4, en dan 1 Petrus 2, maar 3, gaan ons ook 'n paar versies lees. Maar ons sien in Matteus 4, is daar die versoeking van Jesus, en ek wil nie in die hele gedeelte gaan nie, maar ek wil graag hierdie gedeelte, kom ons lees van vers 8. Wie neem die duiwel hom, dit is Jesus, saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die hemel wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Nommer 1, dit het nie aan hom behoort nie. Nou praat hy asof dit aan hom behoort. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy alleen, moet jy aanbid en hom alleen dien. So hier sê Jesus duidelik, na al die versoekende wat was, gaan weg agter my, Satan. Dat is nie 'n manier in my eie woorde, dat is nie 'n manier wat ek sal buig vir jou nie, want dit behoort buig nie aan jou. Gaan weg agter my, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. So dit kom daarop neer dat ons moet God aanbid en dien. Dit is wat God van u en vir my verwag, dat ons hom sal dien, met alles wat in ons is, en ek sal later kom, by die geleesde gedeelte in Johannes, wat ek wil myself verduidelik, hoekom ons sekere dinge doen, dat daar nie onsekerheid is nie. Die Here, baie pertinent, diep in die nag, het ek wakker geword en met die Here gepraat, en die Here het baie duidelik met my gepraat, oor wat ek met u wil deel, aan die einde van my boodskap. So daar sal konflik wees, daar sal wrywer wees, tussen God en die vyand, daar sal wrywer wees tussen die kinders van God en die vyand, want dit is 'n botsing van geeste. Die Bybel sê in Romeine, my gees stem saam met jou gees, man.
dat ons kinders van God is. Maar as u en ek verskil oor die woord, luister mooi. Ons mag verskillende dinge interpreteer. Maar as ons duidelik verskil, dan is een van die twee van ons verkeerd. Want as ons saamstem oor 'n saak, dit is wat God wil hê. En hierdie twee eienskappe of karaktertrekke van God en die eienskappe van die mens wat God dien, kan nie saamloop nie. Nooit. Die leuen en die waarheid kan nie meng nie. En as kind van God kan ek ook nie 'n verhouding met God hê en sê ek het 'n verhouding met God en ek het nog deel aan hierdie wêreld. Dis wanneer ek my totaal omgedraai het en weggestap het, volgens 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. And I'm not the same anymore. As kind van God gaan jy elke dag, en ek het dit gesê, gekonfronteer word. En hy die vyand doen op 'n baie slinkse manier om die kind van God tot struikeling te bring. En dan gaan jy net vir jou verduidelik as ons lees in Petrus, dat as ons God dien, kan ons nooit struikel nie. Pastoor, wat jy sê, ons kan nooit struikel nie, ek gaan vir dit in die woord vir u wys. Maar daar is sekere voorwaardes. Die Bybel sê, hy is soos 'n engel van die lig. Hy is soos 'n brullende leeu. As ek nou hard praat, wil ek begin hoes. So ek wil net in harmonie hoes, dat jy kan verstaan. Die duiwel is soos 'n engel van die lig, soos 'n leeu. Hy is nie die leeu nie. En hy is ook nie die lig nie. Hy kan nooit wees nie. Hy sal graag wil. Luister, weet jy wat is hy? Hy is 'n namaaksel. Hy's 'n copycat. Sê dit bietjie as jy dit nie wil sê nie, want hy gaan terugkom na jou toe. Maar ek sê dit want hy moet weet, as daar iemand is wat die duiwel haat, dan is dit ek. But it's a mutual feeling. Ek haat die duiwel in sy trawante, ek gee plek in my lewe nie, en ek probeer elke dag dat hy nie 'n staanplek in my lewe kry nie. So u kan vanmôre 'n bietjie net begin, want ons gaan net nou 'n bietjie in aksie kom. Ek wil net sommer die begin sê, weg agter my Satan. Want hy kom nou toe, ek wil vra, werk saam met my vanmôre. Sê, weg agter my Satan. Ek soek jou nie in my lewe nie. Jy sien, tyd, broer en suster, het baie gou uitgeloop, en ons lewe, en geen twyfel aan die einde van die laaste snikke van hierdie dispensasie nie. En nou, dieselfde probleem wat hy veroorsaak het, reg in die begin, in die tuin van Eden, het hy nie gekom en 'n verkeerde stelling gesê nie. Hy het nie gesê, dis wat julle moet doen, en dit nie, nee. Hy het net 'n vraag gevra. Is dit so? En weet jy, broer en suster, tot vandag toe, kom die vyand, sodra hy die Here dien. En ek kan baie voorbeelde noem, maar dan kom jy en dien die Here, dan sal hy kom. Hy sê, is dit so dat die Here regtig met jou gepraat het? Jy sien, en dan, wat bring dit? Sodra ek met iemand praat, Leon, as ek met jou praat en ek wil sê, het julle al vol ingetrek daar, dan sê ons is nog nie totaal reg nie, dat begin dadelik, dan is daar twyfel. Het julle ingetrek of nie? Dit is maar net 'n voorbeeld. Jy sien, dan sodra daar 'n opening van twyfel is, dan kry die duiwel hou vas. Jy sien, in die besigheidswêreld en in ons eie lewe kom daar baie keer tye, veral aan die einde van 'n jaar,
dan wil ons nou nuwe voornemens neem. Ons weet dit werk nie. Ons moet 'n besluit neem vir God. Dit is wat ons moet doen. Maar enige een kom daar en hy kyk, ek moet kyk na my omstandighede. En so wil ek sê, ons moet nie einde van elke jaar of elke maand nie. Ons moet daagliks kyk na ons geestelike wandel met God. Ons geestelike vorderinge. Was daar groei? Was daar vooruitgang? Was daar foute? Wat kan ek doen om my foute reg te maak? En dan gaan ons, en ek wil nie oor dit preek nie, want ons ken dit so goed. Dan kry ons 'n goeie maatstaf in Galasiërs 5 vers 16 tot 26. Waar hy eers praat van al die dinge wat ons moet aflê, ek gaan dit nie noem nie, en dan sê hy dis wat julle moet aanwend. So ons kom op 'n punt wat ons nou nie meer daai dinge doen nie, maar nou moet ons sekere dinge doen. En die probleem kom, liewe broer en suster, dat ons al die dinge afgelê het. En weet jy wat? Ons getuig daarvan. Wat ek net nou Korintiërs 5 gekwoteer het. Ons het dit afgelê. Maar dan hou ons daarop. En ek kan getuig hoeveel mense, Pastor Jan, en dit is ongelukkig die waarheid, baie mense, hulle kom tot by die dooppad, deur die dooppad, en daar hou hulle op. En van daar af baie min groei. Want jy sien, ek het nou gekom wat ek kan kwalifiseer, as ek dit so kan stel, om die hemel te maak. En as baie kinders van die Here, en ek wil 'n stelling maak, en ek moet versigtig wees as ek dit doen. Ek wil duidelik sê dat geen sonde, groot of klein, want sonde is sonde. Geen sonde sal in enige omstandigheid in die hemel kan ingaan. Maar daar's baie kinders van die Here wat nie sonde doen nie, maar hulle is nie daar waar hulle hoort te wees op hulle geestelike groei nie. So in ander woorde, ja, hulle sal seker die hemel maak, maar eintlik vir die kerk en en ek praat nie van die Pinkster Protestante kerk nie, ek praat van die kerk van die Here Jesus Christus, het baie gekom, veral in die tyd wat ons in lewe, en 'n baie gemaksigtige houding wat ons het, 'n gevaarlike posisie om in te wees, want ek gaan hemel toe en ek bid elke aand en ek doen wat van my verwag word, maar ek is so kwesbaar van die vyand. En die Bybel sê dat ons besef nie eers dat hy van ons roof nie. We don't even know that we've been robbed. Is die wanneer ek begin vorentoe beweeg en ek doen wat Galasiërs 5 vers 22 sê, dan begin my geestelike groei in Christus Jesus. Maar soos wat ek groei in Christus Jesus, so word die aanvalle meer en meer en meer. Daarom het ek baie keer al gehoor, mense wat sê, pastoor, ek dien die Here nou, maar ek het baie minder probleme gehad toe ek nog in die wêreld was. Maar weet jy hoekom? Omdat jy onder die aanval van die vyand is. Maar hy's 'n leienaar. As ons gekyk na Psalm 73, is dit baie duidelik, ek het gekyk na hoe goed dit met hulle gaan, totdat ek ingegaan het in die heiligdomme van God, en gelet het op hulle einde. The end is not so good, my brother and sister. Maar vir ons wat die Here dien, oh, a beautiful end. 'n lieflike einde. Ons gaan hemel toe. Amen. Kan jy sê ek is op my pad hemel toe? Prys die naam van die Here. Wonderlike eienskappe wat ons het. En seker die mooiste eienskap wat ons as kinders van die Here kan hê, is baie duidelik wat die woord praat daarvan. Om die eienskappe te hê, om soos Jesus te wil wees. Ons geestelike groei word ons, so ek het nou 2 dinsdae aande terug gesê, ek wil dit graag net weer noem, want dit kom nou in. Dis nie in my notas nie, maar ek wil dit noem. Die groei van die apostel Paulus was baie duidelik. Hy was eers Saulus gewees, toe hy die Christene vervolg het. Toe word hy Paulus. Toe word hy Paulus in Christus. Toe word hy net Christus.
En toe word hy Christus in Paulus. En toe uiteindelik word hy net Christus. Nie dat hy Christus self geword het nie, maar sy eienskappe was net soos Christus. Weet jy hoekom? Want hy het alles afgelê. Want hy sê in die woord van die Here, die apostel Paulus, hy sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wanneer ons in daardie situasie kan kom, dan weet dat ons leef nie meer nie, Christus leef in ons. En dan wil ek dan kom by hierdie mooi gedeelte. En ek wil so 'n bietjie hier stil staan. 2 Petrus 1 vers 3 en 4, jy kan saam met my dit lees, en ons stadig te deurgaan. 2 Petrus 1, die 3de en die 4de vers. Immers, sy goddelike krag, het ons alles geskenk, wat tot die lewe, luister mooi die mooie woorde, lewe, en Gods vrug dien, deur die kennis van hom, wie wil graag die kennis van God hê? Deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Die wêreld het hy nie geroep nie, hy roep konstant na u, maar God het u uit die wêreld uitgeroep, en jou naam geskrywe in die boek van die lewe. Waardeur hy ons die grootste en kosbare, ek kom nou weer terug na die belofte, die kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. To become like the nature of God. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Nommer 1, voordat ek die goddelike natuur kan besit, moet ek myself losmaak van die begeerlikhede van die wêreld, naamlik sonde. Ek wil die Engels vir julle lees, dit is so mooi. Net die een gedeelte. Die King James Version sê, having escaped, nadat ek ontsnap het, sê 'n bietjie, ek het ontsnap van hierdie wêreld. Having escaped the corruption that is in the world through lust. As baie wat dan nie TV kyk nie, maar as jy TV kyk en jy kyk die nuus, wat is die eerste hoofberig wat altyd opkom? Korrupsie. Nou sê, having escaped the corruption that is in the world through lust. En wanneer 'n mens die wêreld afgelê, dan kom die beloftes van die woord. En ander woorde die beloftes wat aan ons gegee word om dit te gebruik sodat ons die natuur van God kan hê. To push us into the nature and the will of God. Ek hoop jy kan dit begryp vanmôre. Ek probeer nie slim wees nie, maar hierdie woord het my so gebou dat ek lus voel. Het jy al ook op die TV of ergens gesien? Jy ry verby en daai klein jong man van ons, hy is nou 3 jaar oud, maar ry hy by daai geel bord verby, dan sê hy, ouma, McDonald's. Want hy sien dit, en dit word 'n lus vir hom. Maar weet jy wat, ek weet nie of ek kan sê nie, maar ek het lus om die Here te dien. Ek het so begeerte om net in sy teenwoordigheid te wees. Die wêreld praat van lust, begeertes van hierdie wêreld. Ons het 'n lus om die Here te dien, Pastor Jan. I enjoy it so much, ek geniet dit. As ek dit kan sê, I like it so much. Hallelujah. Ek nou vra vir jou asseblief, praat nou 'n bietjie Engels en sê vir die persoon langs jou, I like it very much. En sê saam met my, thank you very please. Okay. Die naam van die Here groot te maak.
Daar's niks so mooi soos dit nie. Dis niks so mooi nie. As ek iets uit die woord van die Here kry, as my net wat gebeur, dan sê ek vir my vrou, ek het nou iets mooi gekry. Dan sê, wat is dit? Maar my probleem is, dan sê, maar jy moet hoor wat ek gekry het. Dis lekker om so oor die woord van die Here te kan praat. En as ons onsself dan bevind het in 'n verhouding met God het, dan het ons eintlik ons beklee met die heerlikheid van God. Nou wat is hierdie heerlikheid van God wat ons onsself mee beklee, wat hy van praat in hierdie gedeelte? Dieselfde heerlikheid van God wat oor Adam en Eva was in die tuin van Eden, wat die duiwel ons van beroof het, broer Eben, is nou weer my heerlikheid. I got it back. I got it back. Ek het nou so seker 3-4 maande terug, toe is my kaart ID net weg, maar hy was op die kas gewees, en dan sê ek vir myself, ek moet hierdie ding in my wallet sit. En ek sê vir my vrou, asseblief onthou nou hierdie kaart moet ek nou, en net die kaart is weg. En hy is net weg en weg. En in hierdie week, roep ek die bediening, ek sê, Ruth, do me a favor, please. Please, I want to ask you a favor. I'm looking for my card. It's a card. You know the ID card? Yes. Sy gaan na die laai toe, sy haal hom uit. Sy sê, I put it away for you. Dus jy bly was ek om teruggeef, want om al die beslommenis om het weer te kry. Ek was bly. En wanneer ons die heerlikheid van God bly terugkry, dan is ons bly. Kan ons niet vir 'n oomblik, asseblief, as jy wil, staan met my op en sê net dankie vir die heerlikheid van God, wat ons terug ontvang. All the glory of God upon my life. Die heerlikheid van God, amen. Kom ons klap ons hande tot eer van die Here. Prys die naam van die Here. Amen. Baie dankie. Ek kan sitplek neem. My inleiding is klaar. Hoor wat sê 1 Petrus 5. 2 Petrus 1 vers 5. En juist daarom ook moet julle wat aanwending van julle ywer by julle geloof voeg. Hoor nou mooi wat sê hy. Hy sê die deug, die kennis, die selfbeheersing, lydsaamheid, godsvrug, broederliefde, naaste liefde. Hoor wat sê die Engels so mooi. Hy sê virtue and value, moral excellency, morele excellence, wat is dit? Uitmuntend. Is dit nie mooi nie? Dit is fantasties. The goodness of God. En weer daai liedjie vir ons sing, Chantel. The goodness of God. Dit is so mooi. Dit is so mooi. Dan gaan hy verder en hy praat, en hy sê, in Galasiërs 5 vers 23, hy sê, dat teen sulke dinge is die wet nie. In ander woorde, dit is vrylik beskikbaar vir ons. Hierdie dinge het 'n uitwerking op elke kind van God, as ons dit toepas. Nou hoor wat sê 2 Petrus 1 vers 8. Ekskuus tog. Want as hierdie dinge, ekskuus tog julle, nie so opgewonde raak nie. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is, luister mooi, en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus. Dat is nie ledig sit nie, maar dit laat ons inbeweeg in die kennis van God. Luister nou mooi wat sê hy in the King James. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. En dan sê hy, eindig met sê, en as hierdie dinge ons daagliks roep en maak, sal ons nooit struikel nie.
So, as ons besig is, eenvoudige opsomming, as ons besig is met God se dinge, dan sal ons nooit struikel nie. Nou kom die vraag, waarom struikel baie van ons so maklik? Omdat hierdie dinge nie by ons aanwesig is nie. The knowledge of Christ, die kennis van God. Die kennis van God het as te ware gesag oor die vyand. Nou die vraag is, waarom staan ons baie keer dan teen toedeure? Omdat ons nie totaal oorgegee is en ons bekleed met die goddelike natuur nie. En wanneer ons die goddelike natuur in ons lewe het, luister mooi, dan luister ons nie na die invluistering van die vyand nie. Want ek het dit al baie keer gesê, hier is die grootste aanvalsterrein van die vyand. As hy net 'n saadjie kan plant. Maar as ons die volle natuur van God het, dan sê ons, weg agter my, Satan, weg is jy. Die woord praat baie duidelik, dat ons is nie onbekend met die planne van die vyand nie, omdat ons die natuur van God in ons lewe het. En nou wil ek kom by 'n skrifgie. Voor ons by Johannes kom, wil ek u vat na net een skrifgie in Openbaring. Openbaring, die 3de hoofstuk. Het gekry, ekskuus tog. Hy skryf aan die gemeentes. Daar is hy. Openbaring 3, vers 7. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê, die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het. Luister mooi. Wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy, hoofletter, sluit en niemand maak oop nie. Selfde Matteus 18 vers 18, wat julle ook al op hierdie aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Wat julle ook al op hierdie aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Dis die sleutels, die beloftes, wat u en ek het. Amen. Dit was iemand in hierdie week, en as dit nou iemand is wat hier is nie 'n slegte ding nie. Hulle het gesê, hulle het gemanifesteer. En ja, gemanifesteer, want hulle dogter het met 'n verkeerde vriend teen mekaar geraak en sy was blind teen die foute van hierdie persoon. Sy sê, en daar is in die week met my gepraat, en sy en haar man het 'n takkie gevat. En sy het gesê, ons gaan nou die takkie vat, en jy is die priester van hierdie huis, ek gaan een kant vashou, en jy gaan die ander kant vashou, dan gaan ons saam sê, ons breek daai takkie in 2, en soos wat ons daai takkie in 2 breek, so breek ons daai verhouding. En wat so vir my so mooi is, 2 dae later toe kom die dogter ingeloop met hoë skoene. En sy sê, prys die Here. Sy sê, mama, hoekom sê jy prys die Here? Sy sê, nee, ek weet jy het gebreek met daai verhouding. Maar hoe het maar geweet? Sy sê, nee, ek sê jy het hoë skoene. Want die ou was kort, en toe draai jy kort skoene, of plat skoene. Nou sien ek jou hoë skoene weer. Sy prys sê, ja, maar ek het gebreek met hom. Man, I'll tell you, moenie vir my hoe werk dit, of dat ek nie sê.
Dit werk. Dit werk. En ek kan baie dinge sê. En gisterand en ek kom nou by dit, ek net gou versie lees, as ek klaar met die versies. Johannes die 4de hoofstuk, vers 23. Johannes 4 vers 23 en 24. Hierdie is van kardinale belang. Die Here het gisterand hierdie vir my gegee, vanoggend baie vroeg. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, luister nou mooi, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Die tyd het aangebreek. Ware aanbidders, die Vader sal dien in gees en in waarheid. En ek lees toe verder. God is gees. En die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. En dit kom toe baie duidelik met my, die Here maak, ek sê, Here praat met my, ek wil weet. Maar by een het my Vrydag gehelp om hierdie deur, om te sê van God het met my gepraat oor dit. Maar ek het nie skrif gehad vir dit nie. Behalwe die feit dat die Here sê, ek gee vir jou 'n geopende deur, en niemand sal dit sluit. Sê maar, hoe verduidelik ek dit? Die Here sê my, God is gees. Ons bestaan, God is Vader, Seun en Heilige Gees, so die drie eenheid van God is gees. Op hierdie oomblik is dit gees. Daar was 'n kort tyd dat Jesus vlees geword het, maar hy is weer gees. Hy is teruggetrek tot sy volle gestalte. Prys die Here. Ek het baie keer gesê, die grootste fout wat mense maak is om nog te dink, hy is nog mens. Hy is nie meer mens nie. Jesus is the Son of God. Kom ons gee hom lof en eer op die oomblik. Hy is die Seun van God. En omdat hy gees is, werk dit ook so, dat ons gees, siel en liggaam is. En toe die Here die aarde geskaap het, toe sê, laat ons mense maak. Nie dat die gees van die Here, of die Vader, nee, laat ons mense maak. En alles is geskape deur die drie eenheid van God. En omdat hulle gees is, bestaan ook dat ons dit kan verstaan, bestaan hierdie liggaam uit gees, siel en liggaam. Die sielsdimensie wat die intellek is en die gevoel en al die sintuie, wat die gevaarspunt is, wat die aanval van die vyand, wat hy wil hê ons moet voel. En luister mooi, geloof gaan nie oor gevoel nie. Ek voel nie, ek wil die Here dien nie. Ek moet die Here dien, want dit is 'n geloofstap wat ek neem. En nou, wanneer God met ons praat, en dis nou wat die Here vir my gegee het, wat aan my geopenbaar is. Wie het al in tale gepraat hier in die plek? Kan ek die hande sê, hou die hande dit af. Ok, dat is heel wat. Het hy in die gedagte gepraat, of het hy met die mond dit uitgebring? Met jou mond. Ja. In ander woorde, ek het vleeslik gepraat, maar dit is geestelik in my gedeponeer. So wat die Here God gegee het in sy gees, die volheid in my gees, word gemanifesteer in die vlees. Wanneer ek die Here dien in gees en in waarheid, staan ek nie so en ek staan stil nie. Ek doen hom nou in gees en in waarheid, ek dien hom nou. En jy sal dit nooit maak. En ek ook nie. Jy sien, ons dien hom deur die gees wat in ons uiting gee
en my dien van God, dien ek hom in my vleeslike dimensie, wat uiten en manifesteer. Ek wil die Here prys, met alles wat in my is. Dis hoekom baie keer as die Here praat, wow, hulle noem dit koordans, dan wil ek ook lekker hier so hop en skiep en jump. Ek weet nie hoe lyk dit nie, maar I enjoy it. Weet jy hoekom? Want dit word deur die Gees in my gedefinieer en ek manifesteer dit in my vlees. Net so moet ek nou terugvoering gee, en dis wat die Here my gegee. As ek op hierdie aarde in die vleeslike dimensie met die intellek van my verstand en my geestesbediening aan God manifesteer of iets doen, dan manifesteer dit in die hemel. Want dit wat jy bind op hierdie aarde, sal op 'n ander plek op die aarde gemanifesteer. Nee, sal in die hemel gebind word. Glo jy dit, kan ek jy hande sien. As jy dit nie glo, nie steek gou die hand op. Net, nee, ek dog amper sy hand, is net die hare vryf. Okay. Nee, want ons glo die woord van die Here. Die woord van die Here, Matteus 18 vers 18 is die waarheid, is die sleutels wat aan ons gegee is. En wanneer ek manifesteer, dan kom God en hy doen die werk. En ek gee dit weer Moses toe die Here vir hom sê, agter jou is gevaar, voor jou jy die see. Wat moet ek doen? Sit jou voet in die water. Dankie Birgie. Sit jou voet in die water. Geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want waar hy wat tot gaan door Hebreërs 11 vers 6 sal moet glo dat hy is en hy 'n namaking van sy woord. En dit sal waar word. I believe the word and I react on the word, en geloof sonder die werke is dood. So I say it, I believe it, and God reacts to it, and through the manifestation. En nou wil ek terugkom en dan land ek. As ek dan al die beloftes wat ek weer begin het berich het, die Here het baie beloftes vir julle gegee, en sal nog gee. En wil nie vir jou, almal van ons, die Here sal ons beloftes gee. En die Bybel sê, nie ek nie, die Bybel sê, hy is 'n waarmaker van sy beloftes. So dan wat God beloof, dit sal hy gee. En nou sê hy in Openbaring, hy sê, en as ek die deur vir jou oopmaak, sal niemand dit sluit nie. Net 'n eenvoudige vraag. As 'n deur oopgemaak word, gaan sit ek 'n stoel daarvoor en sit daar en wonder wat ander kan die deur aangaan? Nee, as 'n deur voor my oopgaan, dan gaan ek en ek stap in. Want dis die beloftes van God. En miskien is daar sekere dinge vanmôre. Dis die kruks van my boodskap, want dit gaan oor ons verhouding met God. Is daar sekere dinge wat u net nie oorwinnend voor kan kry nie. Of beloftes wat u verlang en wat jy nie kan kry nie. Wil ek vanmôre sê, gaan ons manifesteer die wat wil. Ons gaan die deur oopmaak. Na hierdie diens is die deur verby, dan gaan hy uit. Ons gaan nie hier bou nie. Sal die deur net oopmaak as jy wil deurstap. Maar wat gaan aan die kant die deur gebeur? I don't know. Ons het die tent van samekoms gehad in die saal. So julle kom weer jare terug. En Henny, jy sal goed onthou hoe kragtig dit was. Van die mense deur die allerheiligste gestap. Kon nie daar uitkom, jy het neergeval onder die krag van die Here. Was dit wat God was? Ons het gemanifesteer. En God het met sy heerlikheid gekom en geantwoord deur manifestasie
te antwoord. Wat is aan die kant hierdie deur? Whatever you desire of God within the boundaries of the word of God, it's yours. Ek wil nie kom vanmôre en sê, as jy R1000 gee, gaan die Here jou R10,000 beloof. Nee, glo nie daai nonsens nie. Maar wat ek wel glo, as jy 'n tree gee op hierdie aarde, nader hy tot ons. En ek gaan vra dat Pastor Jannie hierdie deur sal oopmaak. En as jy wil deurstap, dan doen jy dit met graagte. Want ek weet die Here het met my gepraat, en ek reageer net op dit wat die Here vir my gegee het. Ons gaan hom ooplos, want hy is nou nie in sement vasgesit. Dis op net die deurdrimpel daar. En ek wil vanmôre vra dat jy op die voete staan. Steek jy hand op vanmôre. Hemelse Vader, ek het gebring wat U vir my gegee het. Ek het geen twyfel nie, Here. Ek het geen twyfel dat U my deurgedra het vanmôre nie. Maar Here, ek wil bid dat U op 'n wonderbaarlike wyse vir sekere mense in hierdie plek 'n deur sal oopmaak wat nie toegemaak sal word nie. En ek vra Here dat U die oorwinning sal gee in Jesus naam. Amen. Ek wil net noem, as die Here 'n deur toegemaak het, sal hy dit nooit toelos tensy hy 'n ander deur oopmaak. So vanmôre weet ek nie van die Pastor Jan as hy net hierdie mic sal vat, want ek wil, want die Here het my so, ek wil hier deurstap. En as jy saam met my wil deurstap, is jy welkom. Dit is 'n stap van geloof. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Kanamashenda babandi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kandaya baserebendu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Thank you, Jesus. Excuse me. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Loof die Here oor my siel. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie vir al die beloftes vir Marlies ook, Here. In Jesus naam. Dankie, Here. Oh, we glorify your name, O God. Dankie, Here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ek is